Dis soos dagbreek binne my, toe sy lig, toe sy strale raak aan my, en die donker is verby, hierdie dag, hierdie plek het kleur gekry, dis soos dagbreek binne my, toe sy lig, toe sy strale raak aan my, en die donker is verby, hierdie dag, hierdie plek het kleur gekry, ek is vry. Geliefdes en Here, ons teksgedeelte Romeine 3 verse 19 tot 20. Dis Romeine 3 vers 19 tot 20. Maar voordat ons lees, kom ons sluit die oë ook weer eens in gebed. Ons Heer, ons Koning Jesus Christus, Here, baie dankie dat ons vanmôre ook alle lof en eer en aanbidding so aan U kan bring. Dankie dat ons kan erken en bely dat ons het vir U nodig, Here. Dat ons is totaal en al afhanklik van U. Dat in onsself en deur onsself is daar nie hoop nie, daar's nie redding nie, daar's nie uitkoms nie. Ons kan nie staan op onsself nie, ons kan nie staan op ons eie werke of ons eie verdienste nie. Here, seën ons in besonder vanmôre met hierdie evangeliese boodskap. Help ons, Here, dat ons dit sal verstaan, dat ons dit ook sal gaan uitdra, gaan uitleef en gaan deel met ander, Here. In alles, deur alles, dankie Here vir U liefde en die groot genade vir ons as mens. Dankie ook Here dat U God van verhouding is en ook so God van openbaring en bekendmaking. En daarom vra ons ook Here, seën ons nou in die lees van die woord, in hierdie spesiale openbaring van die skrif. Seën dit vir ons Here, breek dit vir ons oop deur die inwerking van die Heilige Gees. Seën elkeen van ons met die evangelie van Jesus Christus. Amen. Geliefdes, kom ons lees saam, is Romeine 3 vanaf vers 19. Paulus natuurlik wat skryf en sê, nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees. Vers 20, aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. Ek herhaal vers 20, aangesien uit die werke van die wet geen vlees, staan daar sommiges, geen vlees, niemand voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van die sonde. Tot sover. Nou geliefdes, ons gaan 'n bietjie uitbrei hierop. Ek gaan sommer so half die 3 funksies van wet ook inwerk in die prediking vandag ook, maar ek wil veral gaan ons 'n bietjie fokus op die gedagte van die wet is net 'n spieël. Die wet is net 'n spieël. Nou geliefdes, kom voor ons ingaan op die tema, gaan ek so 'n bietjie net so prakties 'n bietjie gesels. Daar is hy. Kan 'n spieël jou red? 'n Eenvoudige vraag. Kan 'n spieël jou red? Nou, ek wil vandag 'n bietjie realiteit vat en ek wil daai realiteit vergelyk ook met die geestelike, dat ons hierdie konsep net lekker kan verstaan en kan toepas. So die vraag natuurlik, ek het dit op die ad ook gesit, die vraag is of 'n spieël jou kan red. Nou geliefdes, 'n spieël het natuurlik goeie funksies. 'n Spieël het 'n goeie doel en ons praat nou letterlik van 'n spieël, né, waarin jy jouself kan sien, né? So die doel en funksie van 'n spieël is dat jy jouself kan sien. Die spieël gee vir jou 'n refleksie van jouself, 'n weerkaatsing van jouself in die spieël. Natuurlik gebruik ons 'n spieël uit 'n doel en 'n funksie, en ons gebruik 'n spieël om net weer te kyk, maar is alles reg by ons? Is daar miskien fout by ons? Is daar ietsie waaraan ons moet aandag gee, né? Is jy skoon, is jy netjies, al hierdie tipe van dinge. So 'n spieël se doel en funksie is om na jouself te kan kyk, 'n refleksie van jouself, om te sien is alles oké. 'n Spieël kan wys wat is fout. Ja. Maar die spieël kan nie self die fout herstel nie. Ek wil dit herhaal. 'n Spieël wys wat is fout. Ja. Maar die spieël kan nie jou fout herstel nie.
'n spieël kan byvoorbeeld wys, daar's 'n, ekskuus my voorbeelde, maar daar's 'n moesie miskien wat snaaks lyk. Miskien kan die spieël vir jou wys, daar's 'n kankertjie of iets. Miskien kan die spieël vir jou wys, daar's 'n wond wat septies is, ja. Maar die spieël kan dit nie genees nie. Die spieël kan dit nie beter maak nie. Jy moet na 'n geneesheer gaan vir die genesing, om gesond te word, vir herstel. Dis nie die spieël se werk nie. Die spieël wys dit, maar jy het steeds die geneesheer nodig. So ja, die spieël het 'n funksie, die spieël het 'n doel om iets vir jou te wys, maar die spieël is beperk in sy funksie en in sy doel. Dit kan jou nie genees nie en dit kan jou nie red nie. Nou geliefdes, met dit in gedagte, en ek dink ons verstaan dit in realiteit, en ek wil dit spesifiek vandag toepas natuurlik op skrif, met ons volgende beginsel. Die wet is 'n spieël. Die wet is 'n spieël. Wet en skrif is soos 'n spieël. Dit wys net wat is fout. En dit wys net dat daar is fout met ons. Dis die doel van die spieël van die wet. Die wet is 'n spieëlbeeld van sonde. Dit wys wat is sonde en dit wys dat ons is sondig. Dat daar is fout by ons. By almal. En ek hoor die laaste tyd hoe ouens weer staan op hulle self en daar's geen fout met hulle en mense lekker ander oordeel en alles. Intussen besef hulle oortree al reeds die wet net deur te oordeel nie, te skinder nie, stories te vertel en so meer nie. Die feit van die saak is, niemand op aarde is perfek nie. Die spieël van die wet wys dat almal is oortreders. Almal is doemwaardig voor God. Almal reg deur die bank. Daar's nie een wat eendag kan staan en sê, maar my spieëlbeeld is perfek nie. Die wet is 'n spieël van sonde. Dit wys wat is sonde, dit wys ons is sondig, dat daar is fout by onsself. Romeine 3 vers 20, deur die wet is die kennis van sonde. Dis die funksie van die wet. Hy wys wat sonde. Romeine 7 vers 7, ons sal sonde nie ken nie, as die wet dit nie uitwys nie. Dis die funksie van die spieël van die wet. Is dit wys sonde uit. Wys ons is sondig. Dis die doel. Die wet se doel is om vir ons te wys wat sonde is, dat ons sondig is. Soos 'n spieël wys wat is fout. So die wet ook. Maar geliefdes, die wet is 'n spieël. En ek wil eintlik sê die wet is net 'n spieël. Dan kom ons kyk so 'n bietjie verder. Redding is nie in die spieël nie. Die wet as spieël het dus 'n funksie. Maar net soos met 'n regte spieël, kan die wet as spieëlbeeld van sonde jou nie help nie. Die wet gaan jou nie genees nie. Hy kan jou nie genees nie. Die wet kan jou nie red nie, kan jou nie herstel nie. Weereens Romeine 3 vers 20, uit die wet sal geen mens voor God geregverdig word nie. Uit die wet sal geen mens voor God gered word nie. Geen mens. Die wet kan nie red. En tog probeer so baie mense hulle self red en hulle self regverdig maak deur hulle wetsonderhouding. Terwyl die skrif baie duidelik sê die wet het nie die funksie van redding nie. Dis nie vir redding daar nie. Dis nie sy doel nie. Hierby sê die skrif ook dat geen mens die hele wet perfek en volmaak sal regkry nie. Nie in die lewe nie. Dit gaan nie gebeur nie. Jy gaan nie. Jy kan poog, jy kan streef, natuurlik, en ons gaan nou daaroor gesels. Jy gaan dit nie regkry nie. Geen mens kan die hele wet perfek en volmaak doen nie. Galasiërs 3 verse 10 en 11, want almal wat uit die werke van die wet is onder die vloek. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskrywe is in die boek van die wet om het te doen nie. En dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik.
Want die regverdige sal uit die geloof lewe. Daar's 'n vloek. So persone wat dink, hoor jy, deur hulle wetsonderhouding sal hulle redding kan kry, dit beteken daar's 'n vloek. En daai vloek sê, dat as dit jou gesindheid is deur die wet, dan moet jy alles in die wet doen. Nie net dit wat jy wil doen nie, nie net dit wat jy dink reg is nie. En ek wil nou weer eens stil staan by gedagte van mense wat oordeel en skinder en ander sleg maak en so meer. En hulle sal vinnig staan op wettiese beginsels. Hierdie ou doen dit verkeerd, daai ene doen dit verkeerd, hierdie dame doen dit. En op daai moment is hulle besig om te sondig. Hulle oortree die wet. Deur te oordeel, deur nie naaste liefde te hê nie, deur te skinder, deur sleg te praat van ander, deur af te breek, en die lys gaan aan. Maar so ironies, hoe ouens vinnig kan ander sleg maak, maar nooit kan introspeksie doen en self besef, ek is ook skuldig onder die wet nie. Niemand kan geregverdig word deur die wet nie. En weer eens, as jy deur die wet gered wil word, moet jy alles doen. Nie net dit wat jy dink reg is nie. Alles. Is onmoontlik. Dit kan nie gebeur nie. So vriende, die spieël kan jou nie red nie. Dan kom ons by die belangrike, die evangelie uit. Redding is net in Christus. Net in Christus. Soos met 'n regte spieël wys die wet dat jy 'n geneesheer nodig het. Dat jy 'n redder nodig het. Dat jy iemand nodig het om jou te help. Die wet as spieël maak jou bewus en dryf jou na 'n geneesheer vir genesing, vir hulp en vir redding. Christus is die geneesheer. Christus en Christus alleen. Net in hom is redding, net in hom is hulp, net in hom is genesing. Geen ander manier nie. Hy alleen het die wet perfek en volmaak gedoen. Hy alleen het perfek, volmaak, sondeloos gesterf aan die kruis vir jou en vir my sonde. Hy alleen het die prys betaal ten volle vir ons sondes. Hy alleen. Hy het al ons sonde op hom geneem. Hy is alleen redder. Galasiërs 2 vers 21 getuig die volgende: Ek verwerp nie die genade van God nie, want as daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus te vergeefs gesterwe. So basies, as jy op jou wettisisme wil staan, en jou wettiese onderhouding, en die wet moet jou red, en jou verdienste deur wet, en wet, en wet, en wet, dan beteken het, Christus het verniet kom sterf. Jy kan het self doen. Jy kan het self reg kry. Jy het nie vir Christus nodig, he? Staan op jou wet. Boog deur jou wet. En kyk of jou wet jou red. Kan nie. Jy is besig om vir Christus te verraai. Ek verwerp nie die genade van God nie, want as daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus te vergeefs gesterwe. Ons redding, geliefdes in die Here Jesus Christus, is deur jou geloofsverhouding met Christus Jesus. Dis waar ons redding lê. Nie in die wet nie, nie in die spieël nie, in Christus. Deur die geloof sal ons lewe. Ons ken dit. Daar is dit op die bord weer. Ons ken dit. Ons redding is in Christus. So die wet as spieël, ja, wys ons toestand. Natuurlik, die wet het 'n funksie. Het wys ons toestand. Het wys ons toestand van sonde. En wanneer ons besef sonde, en ons besef ons is sondaars, en ons besef ons kan nie uit onsself nie, dan dryf die wet jou na Jesus Christus. Die wet is dan 'n tweede funksie, 'n tugmeester na Christus Jesus.
Deur Christus is daar vergifnis en verlossing en oorwinning en redding en herstel en genesing en uitkoms en alles wat jy nodig het is in Christus en in Christus alleen. Nie deur die wet nie. Nie deur jou menslike verdienstens of wat ook al ons wil voorhou nie. Dit kan nie. Christus. Die wet dwing ons soos 'n tugmeester na Jesus Christus. So ek wil weer sê, die spieël kan jou nie red nie, maar Christus kan. Christus kan. Hy kan red. Hy's alleen geneesheer, hy's alleen redder. So in God se genade, in God se liefde, in God se ingrype, Psalm 2, die seën, is daar hoop en uitkoms vir ons deur ons geloofsverhouding met Jesus Christus. Nie in die wet nie. Bring my net by die laaste funksie van die wet. En dit is natuurlik die wet as 'n riglyn vir dankbaarheid. En in deur Jesus Christus, wanneer ons in Christus is, in 'n geloofsverhouding is met Christus, dan streef ons nou om die wet te doen, ja. Ons poog om die wet te doen. Ek wil hê julle met my woorde baie mooi hoor wat ek sê. Streef, poog. Sê my gou, gaan jy dit perfek reg kry? Nee. Maar jy streef en jy poog. Maar geliefde, hier is die kernverskil. Ons doen dit om dankie te sê vir die Here. Nie om gered te word nie. Ons doen dit om dankie te sê vir die redding wat ons reeds in Christus het. Jou redding is in Christus, nie in die wet nie. So daarom streef en poog ons om die wet te doen. Ons streef om die goeie te doen in ons swakheidstoestand. Want daardie wil ons sê, Here, dankie. Ek weet, ek is gered in U. Ek is veilig in U. Daarom streef en poog ons. Omdat ons reeds gered is in Jesus Christus. So raak die wet nou 'n riglyn vir 'n lewe van dankbaarheid. 'n riglyn. 'n riglyn. 'n riglyn is nie, jy moet nie. 'n riglyn is, hierdie is die rigting. Poog daarvoor. Streef daarna. 'n riglyn vir 'n lewe van dankbaarheid. Dit gaan egter oor dankbaarheid, dit gaan nie oor redding nie. En dis waar ons mense die pot mis het. Redding is steeds alleen in jou geloofsverhouding met Jesus Christus. Deur Jesus Christus. Die wet as spieël, die wet as tugmeester en die wet as riglyn het niks met jou redding te doen nie. Niks. Ja, die wet as spieël kan vir jou wys hoe vorder jy in jou geloofsverhouding met Christus, natuurlik. En ek sê weer eens, die wet word nie weggegooi nie. Die wet het nuwe funksies, maar die wet het niks met jou redding te doen nie. Niks. Dis 'n spieël. Dit dryf jou na Christus en dis net 'n riglyn vir dankbaarheid in die Here. Ons redding is in Christus alleen. My geliefdes, hoekom sê ek dit? En daarmee wil ek net vir ons afsluit. Waarom meet jy jou redding? Baie Christene vandag meet hulle redding aan die wet. En soos ek sê, die verkondigers van die wet en wettisisme is vinnig om vinger te wys na ander, maar hulle sien nie hulle eie oortreding van dieselfde wet nie. En jy gaan dit keer op keer kry by alle mense. Almal is oortreders van die wet, reg deur die bank. Geen mens moet voor my kom staan en sê, hy doen die wet volmaak perfek nie. Want dan gaan ek vir jou reg sê wat 1 Johannes 1 sê, hy is 'n leienaar. Hy lieg. Hou op met jou hoogmoed, hou op met jou eie ek eer, en raak nederig en afhanklik voor Christus. Geen mens gaan geregverdig word deur die wet nie. En dis nie Berg Müller wat dit sê nie. Dis die skrif van God wat dit keer op keer sê. So baie Christene meet hulle redding aan die wet.
Sommige besef hulle skiet ver te kort aan die wet. En daarom ongelukkig dink hulle ook hulle is verlore. As gevolg van hulle swakheid in die spieël van die wet, skep dit 'n onsekerheid oor hulle redding. Aan die ander kant, ander wil weer staan op hulle eie wetsonderhouding, volgens hulle eie standaarde, en dink hulle is gered, deur hulle eie verdienste en die werke van die wet. So aan die een kant is 'n groep wat ek voel skuldig, want die wet wys ek is skuldig, en ek is skuldig, en aan die ander kant is daar die eie ek mense wat, ek doen die wet perfek, volmaak, en ek gaan gered wees deur wet, kyk hoe mooi doen ek het. En vir beide groepe wil ek vandag vir jou sê, jy wat onseker is oor jou redding as gevolg van die wet, en jy wat wil staan op jou eie verdienste en werke van die wet, vir beide groepe wil ek vandag sê, dit is belangrik om te besef, die wet is net nie die maatstaf van redding nie. Die wet is nie daar om te red nie. Die wet het niks te doen met jou redding nie. Niks. Die wet is net 'n spieël van die sonde. En weer eens, die spieël kan jou nie red nie. Hy kan nie. Dis nie sy funksie nie. Die wet as spieël wys net ons sondige toestand. En dit dwing ons na die geneesheer, na Jesus Christus. Redding is deur die geloofsverhouding met Jesus Christus alleen. En ja, ek sê weer, in Christus poog en streef ons om die wet te doen, uit dankbaarheid, nie vir redding nie, niks met redding te doen nie, uit dankbaarheid. En selfs hierin sal jy vind dat ons steeds struikel, en steeds val. Ons sukkel om volmaak die wet, en elke stippeltjie van die wet te kan doen. Ons sukkel daarmee. Ons kry dit nie reg nie. Geliefde, ons fokus so op die wet, met ander woorde ons eie verdienste volgens die werke van wet, dat ons die evangelie verraai en Christus verraai. En dis die hartseer. Wanneer jy staan op wet en eie werke, verdienste, wetsonderhouding, wat ook al, dan verraai jy eintlik vir Christus. En sê soos Galasiërs 2:21 sê, ek het hier nie nodig, eintlik nie. Ek is oké. Die fokus op die wet is 'n verraaiing van die evangelie. Die spieël weer eens kan jou nie red nie. Hy kan nie. Maar die geneesheer kan. Jou doen van wet gaan jou nie regverdig maak nie. Christus kan. So geliefde in die Here, waaraan meet jy jou redding? Meet jy jou redding aan 'n wet, 'n spieël, of meet jy jou redding aan jou geloofsverhouding met Christus Jesus? Het jy 'n verhouding met Jesus Christus? Die wet kan nie red nie, maar Christus kan. Ken hom. In jou onvolmaaktheid, in jou onperfektheid. Bely jou afhanklikheid en nood, sê Christus, hier is ek. Ek het U so nodig vir die lewe en nie lewe hierna. Ek kan nie. Ek kan nie eendag voor die troon van God staan en sê, kyk hoe great is ek nie. Ek kan nie. Die wet wys vir my, ek is 'n sondaar, swak en nietig. Maar ek weet, ek kan eendag staan, want ek glo in U. En ek het 'n verhouding met U. En ek is lief vir U, net soos U lief is vir my. Fokus, geliefde in die Here, op jou verhouding met Christus Jesus. Fokus daar. Moenie probeer fokus op jou wetsonderhouding nie. Jy gaan niks reg kry nie. Die spieël kan jou nie red nie. Die geneesheer kan. Christus Jesus. Amen. Kom ons sluit die oë. Doen ons 'n gebed saam. Ons Heer, ons Koning Jesus Christus,
Here, die blye boodskap, die goeie nuus van die evangelie, wat juist vir ons bevestig dat in onsself en deur onsself is daar geen hoop op redding nie. In onsself, deur wetsonderhouding, tradisies, rituele, menslike gebruike, wat ook al ons wil voorhou, is daar geen hoop vir ons nie. Maar die goeie nuus, dat U gekom het om ons te red, om ons te help, om vir ons uitkomst te bring, dat U gekom het as die geneesheer vir elkeen van ons, wat glo in U, en deur die geloof sal ons lewe. Here Jesus Christus, dankie dat ons vanmorgen net weer eens kan verstaan, wat die wet se doel en funksie is. En ja, soos Paulus ook getuig in Romeine, die wet is goed en mooi, as ons het reg gebruik. Here, ons is geneig om onsself die hele tyd te probeer red deur die wetsonderhouding, en as ons tekort skiet, dan voel het vir ons, maar ons is verlore. Daar is die hoop vir ons. Aan die ander kant, Here, wil ons staan op die wet, en wil ons so in ons eie eer en eie ek, wil ons brag as te ware, hoe ons eie wetsonderhouding is, maar ons kan die oordeel vel oor ander wat die wet oortree, en intussen is ons self besig om die wet te oortree. 'n Fariseersgees. Here, dankie dat ons vanmorgen net weer opnuut kan verstaan waaroor die wet gaan. Wat is die wet se doel en funksie? En dat die wet is 'n spieël van sonde, wat deur ons die sonde ken. 'n refleksie waarin ons onsself kan meet en kan sien, ons is verlore. Ons is oortreders, ons is sondig. Dankie dat die wet dan ons dryf na U toe, Here, want ons besef dat die wet, die spieël gaan my nie kan red nie, maar die geneesheer kan. Dat die wet ons as te ware dryf na geloofsverhouding met U, Here. U wat ons sonde bedek, U wat reeds betaal het vir al ons sondes wat is en was en gaan wees. U wat die volmaakte offer gebring het vir ons oortredinge. Deurbore is vir ons. Opgestaan het uit die dood vir ons. En ja, Here, dankie dat ons in ons verhouding met U wel kan streef en poog. Streef en poog, ons wil nie wetteloos wees nie. Ons streef en ons poog om die wet te doen, maar steeds, Here, laat ons besef, dis nie vir redding nie, dis vir dankbaarheid. Dis om dankie te sê vir die redding wat ons reeds in U het. Here, ek bid dat U elkeen van ons harte sal oopmaak deur die inwerking van die Heilige Gees, om op te hou, te probeer staan op wet en wetsonderhouding as die weg tot redding. Want Here, ons sien dit keer op keer in skrif, dit word keer op keer vir ons bevestig, nie net een plek nie, klomp plekke, dat die wet kan nie red nie, die spieël kan nie red nie, maar U kan, Here. En Here, daarom is ons vanmorgen ook hier om te sê, Here, ons het U nodig. Al poog ons, al streef ons, selfs ons beste werk is vuil lapwerk voor U, Here. Ons het U nodig. U genade, U liefde. En ons wil, Here, ons wil in 'n geloofsverhouding met U staan. Dis vir ons die kern van alles. Help ons daarin, Here. En ja, dankie, in U kom maar goeie vrugte te voorskyn. Ons weet dit, Here, dankie daarvoor. Here Jesus Christus, help ons, dat ons nie op die wet sal staan vir redding nie, maar op U alleen. Dankie, Here. Seën elkeen daarmee, Koning. Ons het U nodig, ons geneesheer, Jesus Christus. Amen. Dankie, geliefdes in die Here. Dis soos dagbreek binne my, toe sy lig, toe sy strale raak aan my.